Amen, goeiemôre. Kyk op die rekenaar toe, Hela. Beweeg hy daar so. Beweeg hy daar. Goed. Gaan dit goed? So bly om so baie van julle hier te sien. Dis amazing dat ek eers almal deurkyk en hulle oë kyk. Kyk wie's nie hier nie. Hier's 'n paar wat ek mis. Hier's 'n paar wat ek bly is wat terug is. Regtig kry julle warm? For some reason is dit elke keer as ons kerk het beurtkrag. So maar ons het nou die generator aan en die aircons is aan, so dit behoort nou te werk. En ons gaan nou die klank aansit dat jy kan hoor. Daar's nou klank ook. Toets 1 2, toets 1 2, daar's klank. En wat kort ons nou nog? Koffie het jy gekry voor jy ingekom het? Nee, is nie nodig vir daai nie, so dankie. Good. Ek kort 'n hele paar, hier's 'n hele paar wat kort. Waar's al julle vriendinne? Dit was nie die wegraping nie, dit weet ek. Wie's vanmôre vir die heel eerste keer hier? Steek gou julle hande op. Ons wil vir julle welkom sê. Baie welkom. Lekker dat julle saam met ons kuier en ons vertrou julle gaan volgende week terug wees en die wat nie hier is vandag nie, ons moet hulle aanspoor en sê kom. Hebreërs 10 vers 25 sê wat aan die Susan? Wat sê Hebreërs 10 vers 25? Sy sê kom kerk toe. Dis die opgesomde weergawe. Dis wat hy sê. Hebreërs 10:25 sê moenie die onderlinge byeenkomste afskeep soos wat sommige die gewoonte het nie, maar vermaan mekaar. Wat is 'n vermaaning, Lida? Die iemand onder 4 oë spreek. As jy kom luister, jou plek was leeg gewees. Waar is jy? Jy beter kom. Loof die Here. Ek is bly vir elkeen wat hier is en vir elke nuwe gesig. Genade. Ek is baie opgewonde. Juffrou Marx, ek is bly elkeen wat hier is vandag. Kom ons sit net so en dan gaan ons saam bid en dan gaan ons begin. Kom ons bid saam. Vader, ons sê vir U baie dankie vir 'n wonderlike voorreg om vandag so saam te kan wees. Die woord sê waar 2 of 3 in my naam bymekaar kom, daar is ek in hulle midde. En ons weet U is hier vandag en ons is opgewonde. En vir elkeen wat ons hier sien, ons wil ook bid vir die wat nie hier is vandag nie, dat U ook in hulle harte sal werk en dat hulle ook hier sal wees om saam met ons te groei in die woord. Ons het U woord lief, U woord is kosbaar. Al die lof en al die eer en al die aanbidding van ons harte in Jesus naam en Sela sê amen en amen. Loof die Here. Nou ons is besig met die boek Romeine en ons kan nie in die middel van 'n boek stop nie. Nou sê jy, maar jy het nou nie die Romeine 1 tot 10 saam met ons gedoen nie. Dit maak nie saak nie, want iewerster moet jy seker Romeine 11 lees. Jy kan hom nou maar net so wel vandag saam met ons lees. Jy hoef nie die Romeine 11 te skiep omdat jy nie hoofstuk 10 gelees het nie. Nou, ons lees mos nie so die Bybel nie. Elke vers in die Bybel is kosbaar. So vanmôre begin ons saam by Romeine hoofstuk 11 en ek is opgewonde oor hierdie gedeelte. Nou Romeine 11. Nou die ouens wat saam met my laas jaar hier was, Woensdae by Sela en die ouens wat al dit by woordskool gedoen het. Die boek Romeine is so eenvoudig en prakties vir ons uitmekaar gesit. Dat as ek vir jou sê Romeine 9 of Romeine 10 of Romeine 11, dan moet jy weet dis waaroor die hoofstuk gaan. Dink jy is moontlik om die Bybel so te ken? Romeine is eenvoudig. Romeine 1, 2 en 3 gaan net oor een onderwerp. En die kulminasie daarvan vind ons in Romeine 3 vers 23 en daai skrif ken jy. Wat sê Romeine 3:23? Maar want almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Dis die hoogtepunt van hoofstuk 1, 2 en 3. Dis die gevolgtrekking van 3 hoofstukke. Wat het hy in 3 hoofstukke probeer doen? Hy sê die wat die wet het is verlore, die sonder die wet is verlore. Die wat godsdienstig is sonder die Here is hulle verlore.
Die gnostisiste, ateïste wat nie glo nie, hulle is verlore. Die ouens wat ander paaie stap en ander dinge doen, die homoseksuele en die goed, hulle is verlore. Almal het God nodig. Niemand kan sê hy is okay nie. Hoofstuk 1, 2 en 3. Maar elkeen van hierdie ouens, as hy in Christus glo, en dan begin hy in hoofstuk 4, 5 en 6, en hy vertel van die beloftes in Christus, verlossing, wedergeboorte, heiligmaking, die doop, nuwe lewe in Christus. Amazing, het jy dit al beleef? Sê amen. Nou dink jy maar, Romeine 6 het net met my gepraat oor die doop, ek is 'n nuwe mens, ek is gedoop, maar ek kom agter my hierdie stuk vleis wil nog steeds verkeerde dinge doen. Hy wil nog steeds iemand mooi vertel en op sy plek sit, en hy wil nog steeds homself verdedig, en ek wil nog steeds iemand pot as ek kwaad raak, en ek wil nog steeds, ek sukkel met dinge in die vlees. Romeine 7 deel daarmee. Romeine 7 sê, dit lyk vir my, met die stuk vleis gaan ek sukkel tot die dag van my dood. Ek kan nie wag om dood te gaan nie, want dan kan die stuk vleis nooit weer sy hand oplig om sonde te doen nie. Dan kan net my gees vir altyd by God wees, en ek kan hom verheerlik, en man, sal dit nie amazing wees nie. Wie sê amen? Hierdie stuk vleis, as jy jou kry in die aand, is jy voor die yskas en hy sal oop. Jy wil nie gegaan het nie, maar hy sê, ek is nou lus vir melk. Of vir kaas, of hy onthou tot waar is hy chocolate in die yskas se deur weggesteek. My huis bære my vrou kondensmelk in die yskas. Dis die domste ding om te doen. Mens bære nie kondensmelk nie, dit moet klaar. Net word dit oud. Hy wil nie, maar hy wil. Dan kom Romeine 8. Dalk voel jy na Romeine 7, jy het nou veroordeling in jou hart, en jy weet, jy staan nou 'n nuwe lewe, en jy behoort aan Christus, en jy's gedoop, maar hierdie stuk vleis wil nog steeds dinge doen wat hy nie moet doen nie, en dis hierdie struggle, en dan kom Paulus in Romeine 8 vers 1, en dan sê hy, daar is dan nou geen meer veroordeling vir die wat in Christus is nie. Wat nie meer leef volgens die begeerlikheid van die vlees en die natuur nie, maar deur die Gees. En dis die ding waarmee die duiwel vir my en vir jou pak gee die hele dag. Daai veroordeling. Hoe jy voel so veroordeel. Nee, jy die veroordeling nie. Daar's geen veroordeling vir die wat in Christus is. Jy bly daaroor. Dis goeie nuus. Dis Romeine 8. Romeine 8, 25. Alles werk mee ten goeie vir die wat in Christus is. Romeine 8, 31, 32. Wat sal my skei van die liefde van Christus? Geen veroordeling, niks kan jou skei van die liefde. Dis die twee hakkies wat hoofstuk 8 so bymekaar bring. Geen veroordeling, ek het jou lief tot die dood toe, jy's myne. Dis great, nou verstaan ek my posisie in Christus, maar wat nou van die Jood wat nie Christus aangeneem het nie, wat van hom? Romeine 9 deel met die Joodse geskiedenis. Romeine 10 deel met die huidige situasie in Israel. Romeine 11 deel met die toekoms van dit wat vir Israel voorlê. En hier kom Paulus in hierdie 3 hoofstukke en hy bring so 'n bietjie perspektief oor waar pas die Jood in, want ons mag dalk nou sê God is klaar met Israel, God het nie meer 'n saak met Israel nie, ons is nou die geestelike Israel, al daai beloftes kom nou oor op ons, dis hoekom ons nou klein gedoop moet word, want is nou in die plek van die verbondsteken, en ons kan deur mekaar raak nou sê, wow, God is besig met Israel, jy word nie Israel nie, kom ek vertel net gou vir julle God se plan met hulle, maar jy is 'n nuwe skepsel, jy is nou jy leef nie meer volgens die vlees nie, maar volgens die Gees. Moenie deur mekaar raak nie, jy word nie 'n Jood as jy nou 'n kind van die Here word nie. Nee, glad nie. Ek praat in die week met 'n jong man wat vir my sê, hy gaan nou begin om bietjie die Sabbat te hou. Ek sê vir hom, nou wat maak keer vir jou? Jy het te veel tyd in die week of wat? Hy sê nee, hy wil dit nie uit die wet uithou nie. Hy wil dit doen omdat hy so lief is vir Jesus dat hy die wet wil hou. Dit klink pragtig, né? Dit klink baie mooi. Sê goed, gaan jy elke liewe Vrydag aand as die son sak, begin om die Sabbat te hou tot Saterdag aand as die son opkom. Geen aktiwiteite, geen rondry nie, geen kar bestuur nie, geen kos maak nie, nie eens 'n ligskakelaar aan of afsit nie, want dis werk en jy mag nie werk op die Sabbat nie. Jy gaan net Sabbat hou elke. Hy sê nee, ek gaan nie elke week kan nie, maar so ver as wat ek kan, gaan ek dit doen. Nou kyk ek die jong man en die Heilige Gees gee vir my, man, is daarom wonderlik as die Heilige Gees vir jou sulke,
ek het nog nie so daaroor gedink. Net seker, ek praat met jou partykeer so, jy's nog besig om te praat en dan ewe skielik gee die Heilige Gees vir jou 'n idee. Ek kyk hom so in sy oë en ek sê, "Is jy besny?" Ek sien hy raak sommer so bleek in sy gesig. Hy sê, "Nee." Ek sê, "Gaan kyk in die kombuis, hier's messe daar in die tweede laai. Bring gou." Hy sê, "Is jy mal?" Ek sê, "Dis die priester se werk om die volk te besny, broer. Bring die mes." Kyk, dit sal vir my eerste wees. Ek bom ek halal alles uit, maar ek sê, "Bring die mes." Ek kan try. Google. Nee, sê hy, ek gaan nie besny word nie. Ek sê, "Maar hoekom nie? Hoekom nie?" Ek sê, "Dis dan deel van die wet." Nee, maar ek gaan nie besny word nie, wanneer die Sabbat hou. En die Heilige Gees gee my daai boldness wanneer jy nou voel nou het ek autoriteit. Jy het jou punt gemaak, nou kom jy in met 'n regte raak en jy op die kakebeen. Ek sê vir my is besig om godsdienst te begin speel. Want as jy die wet wil hou, moet jy die volle wet hou. Jy kan nie besluit wat wil jy doen nie. Maar as jy Christus aankleef vir jou redding en verlossing, dan hou jy hom vas met al twee jou hande. Jy sê, niks kan my red behalwe Jesus nie. Oh, that is amazing. So Romeine 9:10 en 11 bring Paulus Israel in, om vir ons te wys, ons is nie Israel nie en ons word nie Israel nie. Jy is 'n kind van God. Galasiërs sê dit so mooi en ek wil nie vanmôre daaroor preek nie. Galasiërs sê, as jy aan die wet wil vashou vir redding, hier's 'n vreeslike staan, hoor mooi wat hy sê. Hy sê, as jy die wet wil vashou vir redding, is jy losgesny van Christus. Dan kan Jesus jou nie red nie. Want jy kies om eerder aan die wet vas te hou om gered te word. Ek wil met al twee my hande aan Jesus vashou en sê, net hy kan my red. Want ek kan nie eens die wet hou nie. Ek weet nie van jy, ek weet jy kan, maar ek kan nie. Ek kan nie die wet hou nie. So kom ons begin in Romeine 11 vandag. Romeine 11 vers 1 en baie keer vra ouens vir my, jy weet, is die Here klaar met Israel? Dan moet jy weet. Romeine 1 tot 3 verlore, 4 tot 6 beloftes, 7 vlees, gees, 8 nuwe skepsel, 9, 10, 11 Israel, 9 verlede, 10 hede, 11 toekoms. Romeine 11 vers 1. Jy hoef nie te onthou wat daar staan nie, jy moet net weet waar om te gaan soek. Dan gaan jy dit daar kry. Romeine 11 vers 1 sê dit so mooi. Ek vra dan, het God miskien sy volk verstoot? Sien, dis presies die vraag. Ek word nou die dag hierdie vraag gevra deur iemand wat sê, maar God is mos nou klaar met Israel. En ek sê, Romeine 11 vers 1, lees gou daar in jou Bybel wat staan daar. Ek vra dan, het God miskien sy volk verstoot? Nee, stellig nie. Wat beteken nee, stellig nie? Moderne taal sou daar gestaan het, is jy mal om so te dink. Daar's nie 'n manier nie. Dis God se volk. God bly besig met sy volk. Hy sal hulle nooit vergeet nie. Ek wil net hier in hierdie Bybel ook oopmaak by Romeine. Daar is hy. Romeine 11. Great. Die Bybel vir my sê, my vraag is dan, het God dalk sy volk verstoot? Hoegenaamd nie. So luister mooi, want daar's baie mense wat reken dat God klaar is met Israel. Iemand sê die ou dag vir my, hy sê the only holy thing in Israel is the holes they shoot into each other. Niks in Israel is meer heilig nie. Dis nie meer God se volk nie. God het nie 'n saak met Israel nie. Ons hoef nie te bid vir Israel nie. Ons is nou God se beloofde volk. Sê ek nee, maak 'n fout. En dis presies wat Paulus hier sê. Want baie mense reken God is klaar met Israel, dis nou die posisie van die kerk. Nee, nooit. Die kerk is wel die geestelike Israel en die beloftes is nou ook ons deel, maar Israel behoort aan God. Moenie in hierdie stuk trap nie. Ons lees verder, het God miskien sy volk verstoot? Nee, stellig nie. Maar jy sien die groot rede waarom kerke dit doen, is sodat die kerk deur groot verdrukking gaan en dan net die wederkoms en ons wil nie praat oor die groot verdrukking en die wegraping en die wederkoms nie. En vir Israel is daar net 'n wederkoms, want hulle is nie gereed om God te ontmoet nie. En daarom sal hierdie ouens dan ook net praat in hulle teologie van die wederkoms. Jy sal nooit hoor dat hulle praat oor die wegraping nie.
Want hulle sien hulle self as Israel, en Israel word nie weggeraap nie. Israel wag vir Jesus om terug te kom aarde toe. Soos die 144.000, hulle sê dis eintlik die kerk. Nou, dink vir saam my, ken jy kerke in die land wat sê hulle is deel van die 144.000? Ken jy hulle? Daar's 2 prominente kerkgroepe wat hierdie, of moet ek sê 2 sektes, wat hierdie waarheid probeer aanhang, dat hulle deel is van die 144.000. Nou ek weet nie, ek is nie baie goed met wiskunde op skool gewees nie, maar 144.000 mense is nie baie nie. Ek bedoel, ons AGS in Suid-Afrika is 4,5 miljoen lidmate. Het jy dit geweet? Ons kerkgenootskap in Suid-Afrika, ons statistiek sê ons is nou 4,5 miljoen AGS lidmate in Suid-Afrika. Dis die sterkte van ons kerk, waarvan Sion deel is. Nou watter 144.000 van die klomp gaan nou en watter gaan nou nie? En wie is nou deel en wie is nou nie deel nie? Die 144.000 is Jode wat in die groot verdrukking Christus gaan glo, gaan bely en gaan help om ander Jode na Christus toe te lei. Dis wat die Bybel my leer. 144.000 Billy Grahams, Jode gevul met die Heilige Gees wat ander Jode gaan help om na Christus te soek. Dis nie ek nie. Maar as ek die kerk mislees en sê ek is die nuwe Israel, dan gaan jy op plekke beland in Openbaring waar jy nie wil wees nie. Jy gaan in die groot verdrukking opeindig en jy gaan beklei om deel te wees van die 144.000. Nooit. Die kerk is in Openbaring 4 en 5 al in die hemel, en in Openbaring 6 tot 19 sien ons die prentjie van die groot verdrukking vir 7 jaar lang hier op die aarde. En ek weet nie van jou nie, maar ek gaan nie hier wees nie. Ek gaan nie hier wees nie. En as jy vanmôre nog enige onsekerheid het oor hoekom jy deur die groot verdrukking moet gaan of nie moet gaan nie, of gaan of nie gaan nie, kom praat met my, dan gee ek vir jou al die links vir ons Openbaring reeks. Wie van julle het Openbaring al saam met my gedoen? Dis 'n hele paar hande. Party is nou besig daarmee, party doen dit weer. Dan gee ek vir jou die links, jy luister daarna en jy vat die woord en jy lees wat die woord sê en jy groei saam. Want as ek die woord reg lees, dan is die kerk in Openbaring 4 en 5 al klaar in die hemel, en in Openbaring 6 dan begin God deel vir 7 jaar lang hier op aarde met almal wat agtergebly het. So ons gaan hemel toe. Thessalonisense sê dit so mooi, God het my nie bestem vir die dag van oordeel wat oor die wêreld gaan kom nie. Hoekom wil God my oordeel? Jesus het dan vir my gesterf aan die kruis. Romeine 8 vers 1 sê daar's dan nou geen meer veroordeling, behalwe vir die 7 jaar verdrukking. Nee, geen meer veroordeling nie. Christus het ten volle vir my sonde betaal. Ek is ten volle kind van God. Hy moet nog vir 7 jaar eers vir my in die pot kookwater gooi en dan kyk of ek gered gaan word. Nee, ek behoort klaar aan hom. Niks kan my skei van die liefde van Christus nie. Kinders van God gaan hemel toe. Dis 'n toets vir die ouens wat God nie wou dien nie. En weet jy wat? Dis nog nie die hel nie, dat ek julle net gou reghelp en dit sê, die 7 jaar verdrukking is God se manier om die temperatuur so bietjie op te draai. Dalk roep hulle dan na hom, sodat hulle tot bekering kan kom. Eintlik is die 7 jaar verdrukking net nog 'n bewys van God se liefde en genade. Dat hy die wêreld so lief het dat hy sê, ek gaan dit so bietjie moeilik maak vir julle, want dalk soek julle my dan. Maar hulle gaan betaal met hulle lewe as hulle God dan volg. So ons weet in die 7 jaar verdrukking gaan mense tot bekering kom. So daai kind van jou wat nie wil inkom nie, al kom hy dan in. Hy sal inkom as die Here dit beloof het. Amen. Romeine 11 vers 1. Ek vra dan, het God miskien sy volk verstoot? Nee, stellig nie, want ek is ook 'n Israeliet uit die nageslag van Abraham, van die stam van Benjamin. Nou sê Paulus vir ons so iets van sy posisie as Jood en dat hy self ook 'n Jood is. Ek is gered en ek is 'n Jood. Nou sê God het my dan gered. Die feit hier is nou nie dat Paulus gered is as Jood nie, maar die wyse waarop hy gered is. Dat jy onthou, Paulus is onderweg na Damaskus en ewe skielik is daar hierdie helder lig
En hy vra, Here, wie is u? Ek ken u nie. Ek weet alles van die Torah en die wet, wie is u? En wat is die antwoord? Ek is die Christus wat jy vervolg. Nou Sagaria 12 en 13 vertel ons nou presies wat profeties gaan gebeur wanneer Israel omsingel word en die plek om dit ingee en ewe skielik gaan God op die prentjie verskyn en hulle gaan vra, Here, waar het jy daai wonde gekry in jou hande en jou sy? God gaan aan Jesus gaan self aan hulle verskyn en dan wat gaan Jesus vir hulle sê? Dis my vriende in my eie huis wat dit aan my gedoen het, my mede-huisgenote. En dan sal hulle net soos Paulus besef dat Jesus die Christus is en in daardie dag sal hulle ook gered word as Israel. So God gaan nog met hulle deel op sy tyd. Paulus is persoonlike skaduwee van eskatologie, maar Israel se storie gaan nog gebeur. Daarom verwys Paulus na homself en hy sê, ek is dan ook 'n Israeliet uit die nageslag van Abraham van die stem van Benjamin. God het sy volk wat hy van tevore geken het, nie verstoot nie. Of weet julle nie wat die skrif in die gedeelte oor Elia sê nie, hoe hy by God optree teen Israel en sê. Met ander woorde nie persoonlik nie, maar ook in die geskiedenis. Nou wat het by Elia gebeur? Kan julle onthou Elisa en Elisa? Waarna verwys Paulus hier as hy praat? 400 Baal profete by die berg van wat 'n berg? Karmel. Dink aan karamel. By die berg Karmel. By die berg Karmel is daar 400 Baal profete en hulle spot en hulle spog en Elia sê, okay, nou maar bid tot julle God en kom ons kyk nou wie is die regte God vir eens en vir altyd. En hulle bid en Elia maak hulle tot kwaad. Nou, hy het hulle vreeslik kwaad gemaak. Nou Jan is die Hebreëse spesialis hierso wat daar kan Hebreëus lees. Ek is nog by die stolse wag. Maar ou Jan verstaan daarvan en as jy nou mooi gaan kyk daar, as hy hulle vra, waar is julle God? Dalk is hy op vakansie, dalk is hy besig. Dalk slaap hy. Nou as jy mooi gelees daar, dalk is hy besig, is wat hy eintlik vir hulle sê, dalk is hy in die klein huisie. Moet hom nie pla nie. Nou hoe sal jy voel as iemand so oor jou God praat? Maar hulle God is absent, want hy bestaan nie, want daar is geen ander God buite ons God nie. Is dit nie amazing nie? En dan mok hulle en hy lok hulle uit, totdat hulle naderhand kwaad is, en dan sê hy, kom ek wys vir julle wie is die regte God, en dan bid hy, en wat gebeur? Vuur uit die hemel, reën neer, en dit begin vuur reën, en daai offer verteer, en hierdie Baalprofete is so geskok en deur mekaar, hulle trek hulle swaarde en begin mekaar sommer doodmaak en die wat nie wil doodgaan nie, help Elia sommer met die swaard en hy verwoes 400 Baalprofete vir die Here. En dan wat gebeur? Nou kom daar so 'n klein tingerige vroutjie op die toneel. Isebel. 'n Klein tannie met groot krag. En wat gebeur? Ewe skielik vlug Elia vir Isebel. Hierdie ou wat net vuur uit die hemel gebid het, 400 van haar profete doodgemaak het, nou is hy bang vir haar. 'n Vriend van my sê, hy het eendag by 'n pastoor, 'n vriend van hom, se bed gesit wat sterf, Saul, en toe hy by sy bed sit, toe praat hy met hom oor sy lewe, en hy sê, jy was so wonderlike pastoor gewees, jou hele lewe lank, en jy was nie bang vir die duiwel nie, jy het nie 'n banger op jou kop nie, jy was so onverskrokke vir die Here, maar is daar ooit iemand vir wie jy bang was? En hy sê, die pastoor dink so rukkie, en hy vat sy hand so, hy sê, o Boeta, ek was vir niemand bang nie, maar daar was 'n paar vrouens wat my baie bang gemaak het. Hierdie Isebel, sy het vir hom baie bang, en wat gebeur? Hy vlug. Hy vlug nie net nie, hy gaan kruip weg in 'n grot. Nou praat God met hom. En hy vra vir hom, wat doen jy hier? En God voed hom.
En nou kla Elia by God oor Israel wat hy nie wil red nie en Israel wat hom nie wil dien nie en daar's geen regverdiges meer in Israel nie en God wys hom dat daar wel mense in Israel is wat hom dien en soek. En nou skryf Paulus verder, hy sê hoe hy by God optree teen Israel en sê Here, hulle het u profete gedood en die altare het hulle afgebreek en ek het alleen oorgebly, nou wil sy my ook nog doodmaak. Dis waarna vers 3 verwys van Romeine 11. Elia bid teen Israel en hy vervloek hulle basies en God antwoord sy gebed oor die droogte en toe die vuur en nou die reën. Maar het hy teen Israel gebid? Nee, want God antwoord nie sy gebede teen sy volk nie. God antwoord nie gebede wat nie in lyn is met God se plan nie. Het jy dit geweet? God antwoord nie gebede wat in lyn is of teen sy plan is nie. Olida, as jy lief vir die Here? Is jy kind van die Here? Antwoord die Here partykeer jou gebede. Ek maak vir Lida kwaad, ek het Sondag iets gesê wat sy nie like nie, en nou begin sy bid, Here, ek wens sy kry 'n kramp en gaan dood. Nou, ek weet, julle doen dit nie. Maar partykeer bid ons die psalms oor mense. Slaan hulle met die weerlig en dat hulle sommer wakker word, vat hulle net weg uit my lewe uit, maak hulle dood, Here. Antwoord God daai gebed. Ja, hy doen nie, ek dank die Here, hy doen nie. Hy doen nie. Daarom kan jy nie jou vrou wegbid of jou man wegbid nie. Here, hierdie man wat jy vir my gegee het, vat hom net weg. Laat hom net gaan. Nee, die Here het ons deel van jou lewe gesit, sodat ons mekaar kan sluip. God antwoord nie gebede wat nie in lyn is met sy plan nie. God se plan. En wat God se planne is, sal gebeur. God bly altyd in beheer. Kan jy sê amen? Altyd in beheer. Nou sê vers 4, wat sê die Godspraak aan hom? Ek het vir myself 7000 manne laat oorbly, wat die knieë voor Baal nie gebuig het nie. Net so, is daar dan ook in die teenwoordige tyd, 'n oorblyfsel, ooreenkomstig die verkiesing van die genade. Hoor wat deel Paulus hier met ons rondom die huidige en die toekoms van Israel. Net soos daardie 7000 manne, wat die oorblyfsel was van Israel, so sal daar 'n oorblyfsel wees van gelowiges, maar dis 'n minderheid. Dis nie die Israel in totaliteit nie. Totdat die hele nasie deur 'n nasionale bekering sal gaan. En ek glo die hele Israel gaan inkom. Al is dit wanneer Jesus op die Olyfberg verskyn en homself aan hulle wys, hulle sal weer glo. Want Jesus sê hulle sal weer glo. So moenie hardop raak met die Jode nie. Hulle harte is verhard sodat ek en jy kan inkom. Dis nou die tyd van die kerk. Ek dank die Here daarvoor. Ooreenkomstig die verkiesing van genade. Vers 6 sê, en as dit deur genade is, dan is dit nie meer uit die werke nie. Anders is die genade geen genade meer nie. En as dit uit werke is, dan is dit nie meer genade nie. Anders is die werk geen werk meer nie. Wat waar is vir Israel, is ook waar vir my en vir jou. Ons is deur genade gered. Sê saam met my genade. Is jy dankbaar vir daai genade? O, ek is dankbaar. Uit genade gered. Laat ons dan in die genade wandel. Sien, ons gryp nie na die wet nie, ons gryp nie na die Sabbat nie, ons gryp nie na die besnydenis nie. Ons wandel in die genade. En in die genade alleen, moenie begin om werke en die wet met die genade te meng nie. Wat is die definisie van grace? Undeserved, unearned, unmerited favor. Kyk hierdie 3 mooi Engelse woorde, en as jy dit vertaal na Afrikaans toe, dan sê dit net die hele tyd genade, 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 genade.
My genade, Afrikaans is net so arm taal as dit kom by hoe groot beskrywings daar kan wees vir dit wat God vir my doen. Hoor wat sê hy? Undeserved. Niemand kan dit verdien nie. Sê gesaam my onverdiend. Ek verdien dit nie. Dit is nie van jou nie, maar ek doen nie. Verdien dit nie. Unmerited. Daar's nie meriete. Dat ek kan sê op skaal van my meriete, of punte wat ek het, of my familie, of my geskiedenis, of my kultuur, of my agtergrond, of my posisie, het ek daar 'n bietjie meriete, wat sê ek verdien dit nie. Daar's geen meriete by God nie. Ons is almal gesondig en dit ontbreek ons aan sy heerlikheid. Unearned. Kon ek iets doen om dit te verdien? In Afrikaans is nog steeds onverdiende. Maar unearned, unmerited, undeserved, en hier is die mooi woord, it's favor, guns. Ek dank die Here vir guns. Toe ek eerste jaar met teologie swat, eerste jaar begin swat, het my vriend Wouter, ek en hy het so 'n paar dae bietjie gaan bid en afsonder, en hy bid vir my bediening en ek vir hom, en hy sê vir my, Rinus, daar's een ding wat jy altyd moet bid, net een ding. Die belangrikste ding in die bediening. Bid dat God jou guns sal gee. Yes, dit het my lewe verander. As ek op 'n plek kom en vra ek vir guns. Voordat ek by 'n plek instap, vra ek, Here, gee my guns. Gee dat mense ontvanklik sal wees vir u woord. Gee dat u deure sal oopmaak vir die evangelie. Gee dat goed sal gebeur en mense nie sal toe wees nie. Guns is 'n ongelooflike mooi ding waarvoor ons kan bid. Gee ons guns. Vers 7 sê, wat dan? Wat Israel soek, dit het hy nie verkry nie. Maar die uitverkorenes het dit verkry en die ander is verhard. So onder die Jode, slegs die uitverkorenes kon sien, maar die res van die Jode is verblind. Tot vandag toe nog is daar 'n blindheid onder hulle. Dis in 2 Korintiërs 3. Wat sê tot vandag toe nog met die lees van die wet, is daar 'n sluier wat oor hulle sinne hang, dat hulle nie kan sien of verstaan nie. Hulle het nie 'n klou nie, hulle verstaan nie genade nie. As jy met 'n Jood praat en hom vertel van Jesus, die seun van God, dan sê hy, nee, maar jy praat nonsens. Die Messias kom nog. Hulle harte is verhard, hulle is blind. Hulle kan dit nie begryp nie. Toe ons in Israel was ons busbestuurder, wat saam met ons die toer gedoen het, nou hulle doen seker 50 toere, 60, 70 toere 'n jaar. Ons is vir 5 dae daar, hulle werk ons soos 'n worsmasjien deur 'n stopper. Jy stop op plek, klim in die bus, ry stop, klim in die bus, ry stop. Hier Jesus op die water geloop. En jy wil nog vra waar, dan sê hy, kyk regs, hier Pieter is die vis geëet. Jy weet naderhand nie meer waar jy is in Israel nie. Dus net kom, stop, kyk, vergeet, ons is nou hier, fokus. Jy is naderhand so moeg geweet mekaar, nou. Die tweede keer het ek vir die eerste keer hierdie goed gesnap, wat ek die eerste keer gemis het. Dis net, it's too much. It's te veel informasie, te vinnig. En hierdie busbestuurder, ek praat eendag toe ons eet, so in die hotel, waar ons middagete kry, sit ek by hom en ek praat met hom. Hy's 'n Arabier. En ek praat met hierdie moslim, en ek sê vir hom, jy stop elke dag by 20 plekke waar jy die Christene wys na Jesus, en Jesus wat op aarde was, en alles wat Jesus gedoen het, en is alles in die woord wat vir ons vertel daarvan. Hoe kan jy nie glo nie? Hoe kan jy 'n moslim bly? En hy kyk my so, en hy kyk so rond en hy sê vir my, do you really believe all the stuff we tell you? En ek sê vir hom, yes, I do, because I know the book. Jy sien, vir hom is dit stories. En hy kry geld in voetjies elke keer waar hy stop, en almal is te bly, hy het hulle kom wys. Maar hy glo dit nie. Hy is blind.
Hy is blind. En ek sê vir hom, well, you know the stories. I know the creator of the stories. And he's real. Yes, I believe it. En hy sê nie, hy kan dit nie verstaan nie. Hy verstaan dit nie. Soos geskrywe is, het God hulle gegee 'n gees van diepe slaap. Wie het hulle die gees gegee van diepe slaap? Nee, jy moet mooi kyk daar in vers 8. Soos geskrywe is, God het hulle gegee 'n gees van diepe slaap. Nou vra ek jou, wie het hulle die gees gegee? God. Wie is in beheer van alles? God. Wie is dit wat in ons werk om te wil? God. Aan wie behoort alles? God. Wie se plan sal altyd geskied? God. Alles werk mee ten goeie. Dis God se plan. Op die regte tyd. Jy kan nie iemand se hart verander nie. God doen dit. God doen dit. Ek en jy is net die instrument. God is die een wat harte verander. God het hulle 'n gees gegee van diepe slaap, oë om nie te sien nie en ore om nie te hoor nie, tot vandag toe. En ek kan sê amen. Tot vandag toe is die Jode wil nie glo nie. Wil nie glo nie. God het hulle blind gemaak. Nou kan jy sê, maar is dit regverdig van God? Is dit regverdig van God om sy volk blind te maak? God het hulle oorgegee aan hulle eie begeerlikheid. Die keuse was eerste die volk se keuse. Hulle wou nie glo nie. Jesus bid toe hy op aarde is. Hy sê Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwels wou ek julle by mekaar maak soos 'n hen haar kuikens, maar julle wou nie. Julle wil nie glo nie. Nou sal ek julle harte hard maak dat julle nie kan glo nie. Nou hier's nou 'n waarheid vir my en vir jou as kind van God. 'n Skerry waarheid. In Genesis lees ons al. Die woord sê dat die Heilige Gees net vir 'n bepaalde tyd aan jou hart sal klop. Jy het dit al gelees. Die Heilige Gees sal net vir 'n bepaalde tyd aan jou hart klop. As jy jou hart verhard en sê ek wil nie glo nie, kom daar 'n tyd wanneer daardie persoon nie meer kan glo nie. Want God het hom oorgegee aan wat hy wou hê. Sy hart is hard. Dit help my wanneer ek ouens na die Here toe bely of met sondaars praat. En ek kom agter hy hinker so tussen twee gedagtes. Hy is nou nie seker of hy regtig die Here wil dien nie. Hy wil eintlik nou net hierdie teologiese debat hê. Hierdie lang gesprek om sy eie posisie te regverdig. Dan stop ek hom gou en dan sê ek, wow. Die feit dat jy vra, sê vir my die Heilige Gees praat nog met jou. Dis baie positief. Daar's hoop vir jou. Jy kan nog gered word. Maar die Heilige Gees sê vir my in die Bybel, hy gaan dit net vir 'n bepaalde tyd doen. So ek wil jou waarsku, as jy nie gaan luister terwyl die Heilige Gees met jou praat nie, gaan daar 'n dag kom wanneer jy nie meer wil nie. Daar gaan net geen begeerte by jou ooit weer wees nie. En Jesus sê, niemand kom na die Vader as die Vader hom nie trek nie. So ek wil vir jou sê, hou op om God se tyd te mors, want ek is so bang jou tyd hardloop uit. En môre wil jy, maar dan kan jy nie meer nie. Dan sê soos, regtig, dink jy daar's nog tyd? Dan sê die Heilige Gees pleit nog by jou. Daar's tyd want jy wil. Gaan ons dit doen of gaan ons dit nie doen nie? Ja, ek wil my hart vir Here gee. Nee, dit is die maklikste wat jy daai na die Here toe lei. Hy's te bang môre is te laat. Maar dis wat die Bybel ons leer. Hierdie ouens wat sê nee, ek weet nie. Nee. Nou net so met Israel, hulle is blind. Hulle verstaan nie. Absoluut. So daar is Jode wat tot bekering kom. Dis die amazingste. Daar's wedergebore Jode. Net weer, die interessante ding en is baie belangrik om te verstaan. As 'n Jood wedergebore word, wat word hy nou? 'n kind van God.
Nie 'n ortodokse Jood nie. Nie 'n moderne Jood nie. Nie 'n, wat noem hulle self, geredde Jode? Messiaanse Jood. O, ek het Christus, verlossing, wedergeboorte, alles. Ek hou net gou die Sabbat. Iemand wat regtig wedergebore is, verstaan, Christus is alles in sy lewe. Hy's 'n Christen. It's amazing. Vers 11. Ek vra dan, het hulle miskien gestruikel om te val? Nadat Paulus die verlorendheid van die meerderheid beskryf het, wissel hy ratte en hy vra hierdie vraag. Ek vra dan, het hulle miskien gestruikel om te val? Nee, stellig nie. Maar deur hulle val het die saligheid tot die heidene gekom om hulle jaloers te maak. En ek wil vir jou sê, die Jode is jaloers op ons as Christene. Just like as ons daar in Israel toer, hulle haat ons, hulle wil niks van ons weet nie. Want ons verstaan iets van 'n posisie in Christus wat hulle nie verstaan nie. Hulle het geval en gestruikel, sodat God nou onder die heidene kan werk, sodat julle jaloers kan wees op die Christene, sodat hulle kan terugkom na waar hulle moet wees. So God het Israel nie afgeskryf nie, hy maak hulle nou jaloers deur ons te seën. Dis alles net genade. Vers 12. En as hulle val die rykdom van die wêreld is, en hulle tekort die rykdom van die heidene, hoeveel te meer sal hulle voluit dit nie wees nie. Hulle voluit sal dit wees. Wanneer gaan dit gebeur? Kan ons die Jode net afskryf en sê God is klaar met hulle? Nee, hy sê daar gaan 'n voluit wees vir hulle. Wanneer gaan dit gebeur? Aan die einde van die 7 jaar verdrukking. Aan die einde van tyd. As Israel Jesus gaan aanneem. So jy moet altyd, as jy so na Israel kyk, dan sê jy, "Wag, as dat die Here nie nou wil dien, nie gaan hulle hom dan dien." Aan die einde van die groot verdrukking. Alright. Want in julle heidene sê ek, vir sover as ek 'n apostel van die heidene is, verheerlik ek my bediening. As ek tog maar net my eie volk jaloers kan maak en sommige uit hulle kan red. So hier is die manier hoe ons met die Jode werk. Wanneer ons hulle jaloers maak oor hoe hulle God ons seën en hulle jaloers word, Paulus sê, sodat hy hulle dalk kan red. Dalk sien hulle dan, julle het wat ons eintlik moet hê. Want as hulle verwerping die versoeking of die versoening van die wêreld is, wat sal hulle aanneming anders wees as lewe uit die dood? So wag tot die Jode in die koninkryk kom, dan gaan jy 'n groot herlewing sien. In vers 16, en as die eerstelinge heilig is, dan is die deeg ook. En as die wortel heilig is, dan die takke ook. As die eersteling heilig is, dan die deeg ook. As die wortel heilig is, dan die takke ook. Wat beteken dit? Alida sê die kinders is die takke. Eerste oes, first fruits, daar kom hy nou. Nommer 15, die eerste vrugte, die eerste deel van die deeg. Jy moes die eerste deel na die Here bring as offer, en dan sal die ander 19's wat by die huis is ook geseën wees. Well, by the way, dis hoe tiende betaal ook werk. Ek bring my bietjie wat ek gee vir die Here en ek sê, Here, vat hierdie bietjie en seën dit behoort aan U. En as ek by die huis kom, dan is die res van my geld ook geseën, dit hou die hele maand en ek kry alles betaal wat ek moet betaal. Inteendeel, dit word nog meer en ek sê, ek weet nie hoe dit gebeur nie. Ek het dit vroeg in my lewe geleer. Ek praat die dag met 'n tannie wat vir my sê, Boetie, ek kan nie bekostig om tiende te betaal nie. My budget werk nie uit nie. Ek kan nie tiende betaal nie. En ek sê vir tannie, daar is iets wat ek en my vrou geleer het. Op daai stadium swat ek betaal vir my eie studies. Ek is half werkloos, maar ek
Ek werk in die aande aan mense se rekenaars, ek laai dit op en dan doen ek hulle rekenaars deur die aand, môre swat ek die hele dag. My vrou het net begin by 'n prokureursfirma as 'n klerk. Hulle kry nie baie geld nie en die Here seën ons finansiëel, maar ons budget klop glad nie. As ek na die budget moet kyk as ek depressief, dan dink ek ons gaan dit nie maak nie. Maar die Here seën ons, want ons gee sy deel eerste. En die dag kyk ek die tannie so en ek sê tannie, jy sê jy kan nie bekostig om 10 te betaal nie. Ek wil sê ek kan nie bekostig om nie 10 te betaal nie. Want die Here seën my uit my skoene. Omdat ek eers die koninkryk soek. Daar's 'n beginsel, hier's die beginsel in Numeri 15 reeds die eerste vrugte. God seën die 10de en die ander 9/10 is ook geseën. Hierdie bly steeds een van God se beginsels wat werk, dit verander nie. Gee die eerste vrugte van jou deeg, van jou inkomste, van jou baksel en die res sal ook geseën wees. Die eerste 10de behoort aan die Here. En dan sê jy kan die ander 9/10 hou. Alright. Kom ons lees klaar vers 17. En as sommige van die takke afgebreek is en jy wat 'n wilde olyfboom was onder hulle ingeënt is en deel gekry het aan die wortel en die vettigheid van die olyfboom, moet dan nie teen die takke roem nie. En as jy roem, dit is nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel vir jou. En hier sit God ons net weer 'n bietjie in posisie en sê jy wat so teen Israel is of nie Israel erken nie, hulle is die olyfboom, jy's die wilde tak wat ek ingeënt het op die beloftes van Israel. En wie dra die wortel? Israel. Nie jy nie. Jy roem in jou genade en jy sê hoe dis Israel se seën wat ook op jou kom. Dit bring dit bietjie in perspektief, né? So die boom is die simbool van Israel as eskatologies op God se horlosie, die wynstok Jesaja 5, Matteus 21 spreek van geestelike voordele van Israel, die Jode tot en met die tyd van Jesus Christus en die vyeboom spreek van die nasionale voordele van Israel. Dit spreek van Israel tussen die kruisiging tot en met vandag. En dan ons is ingeënt op daardie vyeboom. Loof die Here daarvoor. Ons het nog so 'n paar verse om aan te gaan. Ons sal volgende week hierdie laaste gedeelte klaarmaak en dan gaan ons begin by hoofstuk 12 volgende week ook as ons gaan praat oor wat is ons posisie nou in Christus. Nou dat ons verstaan die werk wat die Here met ons gedoen het, vir ons gedoen het, die posisie van Israel, wat staan my nou te doen? In Romeine 12 kom met hierdie mooi skrif en jy moet hom uit jou kop ken wat vir jou gaan sê word nie gelykvormig aan hierdie wêreld nie, maar word vernuwe deur julle gedagtes. Want dit 'n redelike godsdiens. Volgende week gaan ons daaroor praat. Great. Baie vriende van jou wat nie hier was vandag nie, sleep hulle saam. Volgende week sing ons weer lekker voor die tyd, so 10 voor. Die wat wil saam sing, kom so 10 minute vroeër. En ons sing so 1 of 2 koortjies lekker saam. Ek is opgewonde oor hierdie jaar. Ons skop af en ons gaan geestelik groei. Sê gou saam met my, ek gaan groei. Great. Ons gaan groei. Sê ek gaan groei. Daar sê ons gaan groei. Kom ons, yes. Die olyfboom. Maar ek praat sommer van deur die Bybel is daar verskillende voorbeelde. Daar's 'n vyeboom ook. Matteus 24 en hy praat van die bot van die vyeboom, hoe ons die tekens kan ken daarvan. So ja, Paulus praat nou weer hier van die olyfboom. Die bulle olywe. Wie's dit? Ons is ingeënt op die vyeboom. Wie is die vyeboom? Israel. Olyf is 'n harde ding. Souterig. Baie werk. Ons
Ons gaan volgende week daar begin, ons skop ons weer daar af by vers 19. Gaan ek hom vir jou mooi verduidelik. Die wille olyfboom, ingeënt en gewortel op die vettigheid van die olyfboom. Daar kom reg, olyfboom. En die vyeboom. Ek gaan jou volgende week wys waar kom hy by mekaar. Great. Is opgewonde oor die jaar. As daar nog koffie is daar buite, kom kry asseblief, kom drink saam. Ek is opgewonde. Kom ons sit net so dan bid ons saam. Vader, ons sê vir U baie dankie vir die groote oneindige liefde waarmee U ons gered het. Dat U my in gedagte gehad het toe U aan die kruis gesterf het. Dat ek elke dag mag leer op hierdie tog. Elke dag mag leer van my posisie in Christus. Dankie vanmôre ook dat ons kan besef dat U nog steeds 'n plan het vir U volk, vir Israel. En daarom is dit belangrik vir U dat ons vir U volk sal bid. En ons wil bid vir Israel, Vader. Ons wil bid vir vrede in Israel. U woord sê ons moet bid dat daar vrede sal wees. En ons weet ook dis deel van U plan. En wanneer daar vrede kom, weet ons ook U koms is voor die deur dat U ons gaan kom haal. En daarom is ons opgewonde en ons hou Israel dop en wat daar gebeur en dalk 'n vredesverdrag en dalk nog nie. Ons weet ons koning se koms is voor die deur. En daarom is ons hier besig om te groei in U woord en ons voor te berei sodat ons gereed sal wees wanneer U ons kom haal. Aan U al die lof en al die eer en al die aanbidding vir ons harte. Hou ons vas in die holte van die hand. Verdaag ons in die liefde. Dis my gebed in Jesus naam. En Sela sê amen en amen. Great. Sien jou volgende week. Die Here seën vir jou.